ons daai lied sing voorwaarts Christen stryders, daai musiek, né? As daai musiek so opgaan, dan is dit so asof 'n mens so lus is om aan te meld. Ons weet nie meer altyd hoe voel dit om in 'n peloton te drill nie, né? Maar ons gaan nou 'n bietjie daarby stil staan, maar kan jy dink as hierdie legioen Romeinse soldate in pas marseer en hulle kom so oor hierdie klipgrond aan in hierdie grys pad en hulle links reg so en hulle is in pas en watter vreesaanjaende geluid is dit nie net as jy hierdie marseer en groep ouens hoor aankom nie. En as ons vanmôre die Bybel oopmaak in Efesiërs 6, dan is ons besig om 'n bietjie dieper te duik in die wapenrusting wat God vir ons gegee het. En ek gaan sommer net so 'n paar verse lees en dan gaan ons vanmôre bietjie verder gaan by dit waarby ons laasweek so vinnig stil gestaan het. Ons het 'n heerlike belydenisaflegging gehad en dit was 'n kosbare tyd saam met die kinders en saam met julle as gemeente. Maar dan kom sê Paulus hier aan die einde van Romeine 6 vers 10 dat daar 'n stryd is. Nou moet jy mooi Paulus se argument optel en hoe langer ek besig is met Efesiërs, hoe meer besef ek net dat 2 Timoteus 3 vers 16 waar is. Dat hierdie boek is deur God geïnspireer. En hy het mense gebruik om dit op 'n manier te skryf wat baie hoe kan 'n mens sê beter is as 'n gewone normale skrywer met jou eie intellek. Want alles wat hy hier in Romeine 6 vers 10 en verder oor die wapenrusting praat, het hy al opgetel en bespreek in hoofstuk 1 vers 6 tot 9. En nou bring hy hierdie goed bymekaar en hy kom sê vir my en vir jou, verder dit nog, soek julle krag in die Here en in sy groot mag, trek die volle wapenrusting aan wat God vir julle gee, sodat julle op julle pos kan bly. Daar staan in die Grieks eintlik staan, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld en teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied, staande kan bly in die dag van onheil, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as 'n gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as die borsharnas en die bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig as die skoene aan die voete. Daarom moet julle altyd geloof as skild in julle hand neem, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op die kop en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Dit ook vir my wanneer ek preek, God my die woorde sal gee, dat ek die geheimenisse van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. En terwille van hierdie evangelie, hierdie goeie nuus, is ek 'n gesant in boeye, sit ek in die tronk. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Ek wil vanmôre stil staan by vers 15, die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as die skoene aan my voete. Nou, ek gaan vir jou so 'n klein liedjie speel en ek wil sommer net hê terwyl ek hierdie liedjie speel, moet jy net voel wat gebeur met jou. Miskien het hierdie liedjie iewester in jou lewe konnotasie, of miskien sê jy vanmôre nee, dis kruis, ek wil niks, hierdie is 'n boring liedjie. Of miskien laat hierdie liedjie jou vanmôre sommer net in die stemming kom van skoene, van voete en van loop. Luister sommer na hierdie inleiding. Ja, ek kan nie help om so iewers dalk ietsie te begin doen nie, né? Dalk het jy in die begin gedink hierdie ou se snaar is heeltemal uit, né? Dalk het jy iewers 'n konnotasie in hierdie liedjie, maar ek voel half lus om, ek weet nie of dit 'n 2-step is of 'n 3-step is nie, maar jy wil graag iets doen met die ding, né? Ja, vanmôre gaan ons sommer net 'n bietjie saam dink oor die tema. Ek het hom vanmôre vir julle gestuur. Ons is besig om so 'n bietjie in Kerstyd in te beweeg. Dis nog bietjie meer as 'n maand. Maar ons moet daarop iewers hierdie goed begin afstof, né? As jy in die winkels rondloop, dan sien jy die dekor
jy begin die musiek hoor, en hierdie dekor maak vir my en vir jou senuweeagtig, want dit laat ons na ons beursies en ons begrotings kyk, en wat moet ons alles koop en bekostig. Maar Kersfees gaan oor vrede. Ons sing ons daai liedjie, vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Nou my tema vanmôre is vrede is nie in 'n Kersliedjie nie. Vrede is in die skoene aan jou voete en waar ek en jy moet loop. Ons hoor mos hierdie liedjie, vrede op aarde. Ons hoor hoe sing mense dit, ons luister dit baie keer in die winkels, en dan sien ons op die parkeerterrein hoe mense met mekaar beklei en hoe mense met mekaar te kere gaan. He. Verbeel jou nou vanmôre, jy is die skoene van jou eienaar. En sit nou jou kop in hierdie verbeelding en haal nou jou linkerbrein bietjie uit, kom in jou regterbrein in. Jy is die skoene. Wat is die storie sal jy vanmôre van ons kom vertel van jou eienaar se loop van gister? Waar het jou eienaar gister geloop? En wat het jy beleef as skoene aan hierdie eienaar van jou se voete? Ek het vanmôre het ek so 'n klein storieetjie saamgebring. En ek wil dit graag sommer net as inleiding met jou deel. Ek is maar net 'n paar skoene. Nie enige fancy takkies of blink skoene vir 'n groot geleentheid nie. Ek is net 'n gewone paar skoene. Ek is so bietjie effens afgesluit hier op die hakke rond en die stof van Witbank se strate is al vasgewerk hier tussen my nate. Maar vandag het ek iets besonders gesien. Vandag het ek gevoel hoe vrede loop. Nie vrede as 'n mooi woord op 'n Kerskaartjie of in 'n Kersliedjie nie, maar vrede met stowwerige veters en 'n sagte stap. My eienaar het my vanoggend aangetrek net nadat sy haar koffie klaar gedrink het. Sy het gesig toe sy die nuus gehoor het. Nog beerdkrag, die water is alweer af. Iemand het by die buurvrou se huis ingebreek en die afleggings lê oralster en wag. Ek kon voel hoe sy vir 'n oomblik wou sink in moedeloosheid. Maar toe voordat sy uit die huis uitstap, het sy gaan sit en sy het haar hande op my gesit, op my skoene gesit en sy het saggies gebid: Here, laat ek vandag U vrede bring waar ek kom. Nie net in my hart nie, maar in en deur my voete. Ek het geweet, dit is my opdrag vandag. Die eerste stop, die volstasie hier op die hoek van Hansstrydom en Gasselstraat. Daar's 'n lang ry mense. Motors se toeters lui en mense vloek oor die pryse. Ek hoor haar sag sê vir die petroljoggie: "Dankie dat jy altyd so vriendelik is. Al is dit ook nog donker vanmôre." Die jong man glimlag verras, die atmosfeer verander ewe skielik, 'n klein vonkie van vrede tussen die stof en die dieselreuk. Ek voel hoe haar gewig ligter word in my skoene. So amper asof 'n mens vrede uitblaas. Later by die Spar sny iemand voor haar in die ry in. Ek voel hoe haar tone styf trek in my. Sy wil iets sê, maar dan hoor ek net 'n sagte gesig. Sy laat dit gaan. Sy glimlag. Sy sê, "Dis reg so. Vat maar gerus." Ek hoor die kassier sê later vir haar, "Dis lanklaas dat iemand so rustig gereageer het. Dis lekker om so 'n kliënt te hê." Ek wil amper kraak van trots. As skoene voel jy sulke dinge aan. Jy voel die verskil tussen vrede en 'n passiewe stilte. Hierdie is nie apatie nie. Hierdie is 'n keuse. Toe ons by die verkeerslig stop, sien sy 'n man met 'n kartonbordjie. "Honger, help asseblief." Ek voel hoe sy stop. Ek voel hoe sy uit die kar uit klim en oor die straat loop en 'n brood en 'n bottel water gaan koop.
Sy sit dit in die hand van hierdie man en sy sê, Jesus sien jou raak. Ek voel die man se trane op die grond drup, net hier voor my sole. Ek wens ek kon sê, ek het nie nat geword nie, maar ek was so trots op elke druppel traan wat op my gespat het. Teen die middag het ek stowwerig gevoel, maar ook vol. Vol van die soort vrede wat loop en wat praat en wat gee en wat vergewe en wat luister. Nie die vrede wat in die kerk bly nie, maar die vrede wat in die verkeer staan. Die vrede wat in rye wag. Die vrede wat oor gate in die pad loop en nog steeds saggies trap. Toe ons huis toe ry, was die son al oranje oor die rook van die kragstasie. Ek kyk af, my sole is vuil, maar my siel, as skoene 'n siel kan hê, is lig. Want ek het gevoel hoe die evangelie loop. Vrede het nie gevlieg nie, en vrede is nie gepreek nie. Vrede het eenvoudig gestap. En ek was net die skoene wat dit kon dra. Paulus skrywe in hierdie gedeelte as deel van die wapenrusting. Julle moet die bereidwilligheid hê om die evangelie van vrede te verkondig as die skoene aan julle voete. Nou daai soldaat in die weermag het ons laas keer vir mekaar gesê, het belangrike skoene aangehad. En daai skoene het twee groot rolle gespeel. Aan die een kant het dit vir daardie soldaat 'n stuk stabiliteit gegee. Daar was spykers in daai skoene wat hom vas laat trap het en dan het daar vir hom 'n stuk beweeglikheid daarmee saamgegaan. Skoene, sê Paulus, is deel van die wapenrusting. En dit klink vir jou dalk bietjie snaaks. Wat is skoene? Ek dink die skoene beskerm 'n mens so bietjie. So daar is 'n stukkie wapenrusting. Dit keer dat die klippe en die grouwigheid nie jou voete seer maak nie. Dit kom so eentjie op tot onder jou knieë. Maar Paulus skryf spesifiek dit hier in deel as die wapenrusting. En dit is vanmôre snaaks om te dink dat wanneer ek en jy bereid is om die evangelie van vrede te verkondig, dan is dit 'n stuk geestelike wapentuig wat ek en jy moet gebruik. En dit moet deel wees van ons lewe. Hy sê tog aan die begin, trek die volle wapenrusting aan. Dit sou dom gewees het van 'n soldaat as hy nie besluit het om die skoene aan te trek. Want dan sou hy wankelrig gewees het en daar was nie 'n stukkie beweeglikheid in hom. Paulus kom sê vanmôre as hy praat oor die skoene, die evangelie, 'n belangrike ding. Die evangelie van vrede is die wapen wat ek en jy het. Wat ons moet beskerm, maar is ook 'n stukkie wapen waarmee ek en jy staande bly en hierdie bose aanslag in hierdie wêreld moet aanvat. In Grieks staan daar die evangelion, die evangelie, die goeie nuus. Paulus kom skryf vir ons baie duidelik daar net die volgende woord, wat is hierdie evangelie? Hy wil nie ons moet wonder daaroor nie, want in hierdie wêreld het daar al evangelies ontstaan wat nie meer die Bybelse evangelie is. Die evangelie waarvan Paulus praat as hierdie belangrike stukkie wapentuig is die evangelie, die goeie nuus van vrede. En dit is die waarheid. Onthou ons het vir mekaar gesê die belangrikste in 'n soldaat se mondering is 'n gespe wat hy om sy middellyf sit. 'n Beld van die waarheid. Wie is die waarheid? Jesus sê self, ek is die waarheid. Die waarheid is in die woord van die Here geskryf. Die waarheid is hoe God oor 'n saak voel. Nie ek en jy nie. Die waarheid moet ons omgord. Dit moet ons regop hou. Wat is hierdie waarheid? Jesus. Die borsharnas, die vryspraak. Dit veroorsaak dat ek en jy reg kan wees met God. Wat is die evangelie? Die evangelie is Jesus, wat my en jou vryspreek, sodat ek en jy reg kan wees om in God se verhouding of in God se teenwoordigheid te kan kom. Dis hierdie vryspraak, dis hierdie kruis van Jesus, dis Jesus se sterf aan die kruis,
wat vir my en vir jou vrede bring. Vrede tussen God en my. En daarom is dit so belangrik, as ons hierdie gedeelte vanmôre met mekaar deel, dat ons net vir 'n oombliekie ietsie van hierdie vrede moet verstaan. En ek het laasweek so vinnig daaroor gepraat, hierdie evangelie van vrede is belangrik om dit reg te verstaan. Dit gaan oor 'n stuk vrede met God, en dit gaan oor 'n stuk vrede van God. Ons moet eers vanmôre stil staan by die vrede met God. Wat is hierdie evangelie? Wat is die evangelie wat ek en jy, as ons hierdie gedeelte lees, so duidelik moet aantrek? En ek wil vir jou dit sommer net vanmôre vinnig in 1 Korintiërs 15 kom afstof. In 1 Korintiërs 15 kom staan daar, die belangrikste, sê Paulus, wat ek aan julle oorgelewer het, wat ek ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf. Christus is begrawe en hy is op die 3de dag opgewek. Wat is die goeie nuus? Wat is hierdie evangelie waaraan ek en jy moet vashou? Dit is dat Jesus gesterf het vir ons sondes, dat hy begrawe is. Hoekom is dit belangrik dat hy begrawe is? Hy het fisies dood gegaan. En dan die derde gedeelte, die derde komponent van hierdie evangelie, is dat hy opgestaan het. Hy lewe. Dit is die goeie nuus. Dit is die evangelie. Ons het so 'n bietjie teruggelees in Efesiërs 2, kom sê Paulus mos vir ons so mooi, uit genade is julle gered. Christus Jesus het saam met ons uit die dood uit opgestaan. Uit genade is julle gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself uit nie, dis 'n geskenk van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand van ons rede om op homself trots te wees. So die eerste belangrike ding wat ek en jy van oortuig moet wees, is dat ons vrede met God het. En hierdie vrede met God is die evangelie. En daar's 'n ABC in hierdie evangelie, waardeur ek en jy moet gaan. En dit werk ongelukkig nou nie so lekker in Afrikaans nie, maar as jy the ABC of the gospel vat, en jy gebruik die A en die B en die C, dan herinner dit ons aan 3 belangrike goeders, wat moet gebeur in 'n mens se lewe, voordat ek en jy hierdie vrede met God het. Jy moet A, admit. Jy moet erken, dat jy nie uit jou eie uit, hierdie vrede met God kan bewerk. En dan die tweede belangrike ding, die B, then you must believe it. Jy moet wat glo? 1 Korintiërs 15, dat Jesus gesterf het vir my en vir jou, dat hy begrawe is, en dat hy opgestaan het en leef. En dan die C, is come to him, en kom repent, kom bely, dat jy hom nodig het, en dat jy afhanklik is van hom. En dis die belangrike ABC, en dis wat Paulus sê, dit is die eerste ding wat moet gebeur met 'n mens. Ons moet die bereidwilligheid hê om hierdie goeie nuus, hierdie evangelie, so skoene aan ons voete uit te dra en te verkondig. Maar ek en jy kan mos nie iets gaan uitdra en kan aflewer en weggee as ons nie self vrede met God het nie. Hoe kan ek van iets getuig as dit nie myne is nie? Ek kan mos nie iets gaan verkoop as ek nie glo in die produk nie. En daarom kom sê Paulus, is dit so belangrik dat ek en jy hierdie vrede met God moet hê. Dis ons stabiliteit, soos wat hierdie skoene vir hierdie soldaat stabiel gemaak het, regop gehou het, laat staan het in hierdie oorlog. So is hierdie vrede wat ek en jy met God het, 'n stuk wapen. Wanneer die Satan met die leuen kom en hy vir my en vir jou wil oortuig en mislei, dan moet ek en jy hierdie waarheid uithaal en sê, maar daar's vrede tussen my en God. Vrede met God. Die Satan wil graag hierdie evangelie in my en jou lewe kom steel en kom beroof. En daarom is dit so belangrik dat ons hieraan moet vashou. Paulus se woorde, uit genade is jy gered. As jy erken het, as jy glo en as jy bely, dan het jy kind van God geword. Nie op grond van wat jy gedoen het nie, maar op grond van wat God gedoen het in jou lewe. So ek moet vrede met God hê.
En wanneer ek vrede met God het, dan gebeur daar 'n belangrike tweede komponent. En dit lees ons in Filippense 4 vers 6 en 7. Dan staan daar so, moenie oor iets besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou. Luister mooi, in Christus Jesus. Daai woord is baie belangrik. As ek in Christus is en Christus is in my, as ek met God vrede het, dan is hierdie werklikheid waar. So wat kom sê Paulus nou hier? Paulus kom sê, dis nodig dat ons met God moet vrede hê. En as ek en jy met God vrede het, omdat ons tot wedergeboorte gekom het, dan gebeur daar iets anders binne in my en jou lewe. Dan ervaar ons iets van God se vrede. Die vrede van God. Johannes, Jesus bid dit vir sy disippels, Here, ek bid dat julle nie uit hierdie wêreld uit sal vat nie, maar dat hulle in hierdie wêreld sal bly, en dat die vrede, wat nie van mense sal afkom nie, die deurslag sal gee, en in hulle lewe werklikheid sal wees. So hierdie vrede waarvan Paulus hier praat, is in die eerste plek so 'n mooi ding. Hier's 'n orde van berekening, as julle nou wiskunde kan onthou. En nou moet ek versigtig wees, ek moet nou nie verkeerd praat nie, né? Kry julle ook op Facebook daai sommetjies wat die ouens vir julle vra, en dan moet jy daai goed uitwerk. Het jy gesien hoe verkeerd antwoord daai mense? Nou, ek is nie die skerpste potlood in die pakkie wat wiskunde aanbetref nie, né? Maar die antwoorde wat hulle daar kry is baie keer heeltemal totaal en al verkeerd. Hoekom? Want hulle doen nie die orde van bewerking nie. OK, eers hakies, dan is dit maal, dan is dit deel, dan is dit plus en dan is dit minus. En dan kry jy die antwoord 2 in plaas van 300. So daar's 'n volgorde, né, Wandrey? As jy daai goed verkeerd het, dan werk jy som nie uit nie. As jy plus en minus voor die maal en deel, dan kry jy zip 0. Nou hier kom sê Paulus, hier's 'n belangrike orde van bewerking hierso, wat ek en jy moet verstaan. Jy kry nie hierdie vrede van God as jy nie vrede met God het nie. So dan moet iets eers tussen die hakies gebeur. Ek en jy moet eers vrede met God maak, ons moet tot wedergeboorte kom. Hierdie goeie nuus van Jesus wat vir my en vir jou gesterf het in die kruis. Dit moet eers in jou eie lewe grondvat, né? En dan word ek en jy kind van God. En dan gebeur die volgende ding. Dan kan ek en jy hierdie vrede van God begin beleef in ons lewens. En dan kom sê Paulus, wat moet ek en jy doen? Paulus kom sê, ons moet in hierdie, as jy die hele gedeelte lees, en jy lees 'n bietjie verder, dan kom sê Paulus in Filippense 4 vers 6 tot 9, 'n paar interessante goeders. Moenie besorg wees oor dinge nie, maar maak julle begeertes in gebed en smeking en danksegging aan God bekend, dan sal die vrede van God julle verstand te bowe gaan, dit sal deel word van jou lewe. En dan sê hy, broers en susters, alles wat reg is, alles wat edel is, alles wat waar is en rein is en mooi is, prysenswaardig, watter deeg of lofwaardige saak ook al, daarop moet julle julle gedagtes rig en doen. So wat sê Paulus? Paulus kom sê, die orde van bewerking hier is vrede met God. Dis wat ons stabiliteit gee, julle. Dis wat ons stabiliteit gee. Vrede met God. En dan, wat dan gebeur is, daar vind vrede van God in my lewe plaas. Wanneer daar situasies en uitdagings in my lewe is, wanneer ek in hierdie lewe leef, as 'n soldaat van Christus, dan kan hierdie vrede van God ook in my lewe en in jou lewe 'n werklikheid word. Maar dan sê Paulus, moet ons reg bid, ons moet reg dink en ons moet reg doen. Filippense 4 vers 6 tot 9 sê, wanneer hierdie benoudheid en besorgdheid op jou pad kom, wanneer hierdie leuns of hierdie strategie van die Satan op my en jou pad kom, dan sê hy dat ek en jy, wat moet ons doen? Ons moet oor niks besorg wees nie, ons moet in alles ons begeertes en ons besorgdheid deur gebed en smeking met danksegging na God toe vat. So hierdie vrede van God gebeur wanneer ek en jy in die uitdagende tye van ons lewens in gebed na God toe gaan, in afhanklikheid, opreg, eerlik, jou hart met God deel, maar ook met 'n stuk geloof en 'n stuk verwagting. En dan die tweede ding is dat ek en jy reg moet dink.
ons moet alles wat edel is, reg is, mooi is, daarop moet ons gedagtes rig. En dan sê Paulus, moet ons dit doen, wat hierdie teksgedeelte vir ons sê. En dan kom daar 'n stukkie van hierdie vrede van God in ons lewens ter sprake. Jy moet die bereidwilligheid hê, jy moet die skoene aan jou voete hê, om hierdie goeie nuus met 'n wêreld daar buite te gaan deel. Maar jy kan dit nie doen, as die vrede met God nie in jou is, en die vrede van God deel word van jou lewe nie. Die tweede belangrike ding in hierdie teks, is skoene gee vir 'n mens 'n stukkie beweeglikheid. As hierdie soldaat sy skoene aan het, dan kan hy beweeg. Hy kan vorentoe gaan, hy kan agtertoe beweeg. En as Paulus skryf, die bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene in jou voete, dan impliseer Paulus dat hierdie vrede wat ek en jy met God het, en hierdie vrede van God wat in my lewe nou begin 'n werklikheid word, moet ek en jy gaan aangee en gaan deel met 'n wêreld daar buite. En waaroor gaan Kerstyd? Kerstyd gaan oor hierdie Jesus wat mens geword het, wat tussen ons kom woon het, wat vrede bewerk het tussen God en mens, wat vrede met God bewerk het. Maar wanneer hierdie Jesus na sy kruisiging, na sy opstanding opvaar hemel toe, dan stuur hy vir ons met die woorde, gaan nou na hierdie wêreld toe, en wat? Gaan deel hierdie vrede wat 'n mens met God kan hê, en die vrede van God met 'n wêreld daar buite. En wie sê die vrede? Romeine 5 vers 1 sê, Jesus is die vrede. So Paulus sê, in my en jou lewe as 'n gelowige, is hierdie vrede met God en hierdie vrede van God is 'n wapen wat ons beskerm wanneer ons onstuimigheid beleef, wanneer die leuns van die Satan op ons pad kom. Die vrede met God is 'n stuk wapentuig om te verdedig. Maar dit is ook 'n aanvalsmeganisme waarmee ek en jy in hierdie wêreld gehoorsaam besig moet wees. Paulus sê, skoene sê beweeg. 'n Kersliedjie in die kerk of op 'n kerskaartjie waar daar vrede staan, of 'n lied in die kerk wat gesing word, vrede op aarde, dit is tydelik van aard. 'n Kerskaartjie en 'n kersliedjie is tydelik van aard. Skoene dui op beweging. Skoene sê, ek gaan. 'n Kersliedjie en 'n kerslied in die kerk sê, dis hier. Skoene, sê Paulus, dit moet aangaan, dit moet beweeg. Die bereidwilligheid, so skoene aan jou voete, om met hierdie goeie nuus te beweeg. 1 Petrus 3 vers 15 kom sê Paulus, ek is altyd gereed om te vertel van die hoop wat hier in my is. En ek dink dis die volgende tree. Dit is hierdie verkondiging van die vrede met God en die vrede van God is 'n wapen. Want het jy al ooit daaraan gedink dat as ek en jy hierdie bereidwilligheid omarm en daarmee besig is elke mens wat hierdie vrede met God deel maak van hulle lewe nou in God se weermag. En elkeen wat bykom is iemand waarmee ons ook in hierdie wêreld hierdie evangelie kan gaan verkondig. En so sê Jesaja, is dit so mooi, ons het dit nou gesing, is die voetstappe van hulle wat die goeie nuus op die berge bring. En hierdie is 'n Ou Testamentiese konteks. Wanneer Israel swaar trek, dan kom die Messias iewester om die goeie nuus te bring, die goeie nuus van vrede met God. En dis my en jou opdrag. Paulus sê in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor hierdie goeie nuus nie. Ek skaam my nie, want dis hierdie vrede, dis hierdie goeie nuus, dis hierdie evangelium van vrede wat mense se lewens kan verander. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy vanmôre vrede met God moet hê, natuurlik. Maar ook sal aanmeld en sal sê, hierdie vrede van God moet uit. Dis nie net 'n kersliedjie wat ons sing in die kerk nie. Dit moet skoene aan ons voete wees, waar ek en jy beweeg. En waar ek en jy kom en gaan.
En daai verhaal in die begin van hierdie skoene wat gesien het hoe sy of haar baas, haar eienaar beweeg het, is so 'n praktiese voorbeeld van wat die Here eintlik van my en van jou vra. Wat sal jou skoene en my skoene van gister vertel? Wat sal my skoene van gister vertel? Hoe het ek geleef daar buite? Waar was ek? Miskien het my skoene ook gevoel hoe my tone hier binne in my skoene gryp van opgewondenheid of kwaadheid of woede of vrees. Miskien het my skoene ook gister gesien hoe ek iewester die evangelie, die goeie nuus met iemand deel. Skoene aan jou voete is prakties. Dis nie 'n geestelike ding daarbo nie. Om die vrede, die goeie nuus, die evangelie van vrede uit te dra in die wêreld waarin ek en jy leef, vra praktiese, klein, eenvoudige, alledaagse goed. Ek dink sommer, as ons vanmôre met mekaar oor hierdie gedeelte praat, hoe kan ek en jy hierdie goeie nuus in 'n wêreld daar buite gaan uitleef? Waar kan ek en jy, soos hierdie skoene in die begin, oor die straat loop, of in 'n ry staan, of iewers net op 'n ander manier antwoord, en daarmee saam gee ons 'n stukkie van hierdie evangelie van goeie nuus weg. Die orde van bewerking is belangrik. Ek en jy moet eers vrede met God hê, voordat ek en jy die vrede van God in ons lewens beleef en ervaar. Maar weet julle wat? Ons kan nie 'n wêreld daar buitekant vandag gaan wen vir die koninkryk deur vir hulle te dreig en vir hulle bang te maak met die hel en bang te maak met die duiwel en al daai goeters. Weet jy wat is die orde van bewerking? Vir my en vir jou om vrede met God te hê is die eerste belangrike ding. En as ek vrede met God het, dan beleef ek Filippense 'n stuk vrede van God, né? As ek die wêreld daar buite wil bereik, dan moet ek hierdie vrede van God in die situasies inbring waar ek en jy elke dag kom, sodat daai vrede van God, daai ou en haar en hy kan inspireer en kan aanraai om vrede met God te maak. Dit help nie om daai ou by jou werk tromp op te loop en te sê, hoor hierso, jy gaan hel toe en jy moet vrede met God hê. En as jy nie vrede met God het nie, gaan jy brand in die hel. Hy of sy gaan vir jou sê, ek glo nie. Dit is nie deel van my lewe nie. So wat is hierdie skoene? Jy moet hom omdraai. Ek en jy wat vanmôre hier sit, kan nie met 'n wêreld daar buite oor die vrede gaan praat, as ons nie eers vrede met God het, en iets met hierdie vrede van God in ons lewens ervaar en beleef. Maar nou gaan jy met daai vrede met God, en die vrede van God, gaan jy werk toe, jy gaan skool toe, jy gaan dorp toe, jy gaan gooi petrol in daarmee, jy gaan help die ou waar ook al, of hoe jy ook al die Heilige Gees jou lei. En wanneer jy in daai teenwoordigheid kom van daai omgewing waar jy is, dan straal jy iets van hierdie vrede van God uit, en mense kyk na jou, en mense beleef iets anderster, en die vrou by die kassier sê, "Jo, dankie, jy was vandag 'n vriendelike kliënt, dis 'n skaars ding in ons winkel." Of die petroljoggie, kyk jy met sulke groot oë aan, want gewoonlik raas almal met hom, omdat hy 5 sent te veel ingooi, in plaas van om te sê, "Dankie, dat jy vandag vir my gedien het." Dis hierdie vrede van God, né, wat ek en jy moet bring waar ons kom en waar ons gaan. Want daai vrede van God, né, laat die ou wat daarmee in aanraking kom, dink aan, daar moet iets anders wees. Daar moet iets anders wees. En dit, né, op die einde van die dag, gee vir my en vir jou dalk die geleentheid by die werk of by die skool, of waar jy ook al is, om met iemand oor God te praat en met vrede met God te gesels. Ek het gister so 'n lekker ervaring gehad. Ek gaan koop altyd water hier by Oase, hier bo by die borrelstoer. Nou ek ken die borrelstoer ook, ek gaan eenmal in 2 jaar gaan ek gereeld borrelstoer toe. Maar dan koop ek al die drank vir die koeldrank vir die bazaar. Maar nou stop ek gister daar, né? En toe ek so stop daar, sien ek hier staan 'n ander ou en ek ken hom. En hy laai agter in sy kar, laai die een krat na die ander goeders in. Nou ry ek net so verby, en toe ek so uit my kar uit klim, ek so pad waterwinkel toe,
Toe stap hy na my toe, toe sê hy, ek het vir my vrou gesê, die dominee het my hier gesien, en hy gaan vir my vra, wat doen hy hier? Hy sê, ek koop net my vakansie se koeldrank, niks drank nie, want dit is die goedkoopste hier. Ek sê, moenie worry nie, ek kom ook eenmal 'n jaar hier na toe. Van daar af gaan ek na die waterplek toe, né? En toe ek so instap, toe sê die swart man vir my, hy sien ek kom hier van langs af, van die drankwinkel af. Ek sê van, weet jy wat? Ek het net met iemand daar gepraat, ek drink niks. Ek was nog nooit in my hele lewe, sê ek vir hom, dronken. Ek weet nie hoe voel dit om getrek te wees. Deur die genade van die Here soos ek vandag hier staan, ek was nog nooit in my lewe geketter soos 'n kite. Ek weet nie hoe voel dit nie. Ek weet nie hoe voel dit nie. En ek sê toe vir hom daar, ek het 'n besluit geneem in my lewe om nooit te drink nie. Hy staan vir my so en kyk, ek kan sien dit is 'n houding moment. Op daai oomblik praat ek met hom en ek deel met hom en ek begin met hom gesels. En iets net wat ek daar moes uitgestraal het hom iewerster omkant gevang en het hom iewers geïnteresseer. En toe ons so na die kar toe stap, en ek laai die goed so in die kar, die waterbottel, toe sê hy vir my, I'm gonna consider this. Ek dink toe by myself, wat bedoel hy nou? Toe sê hy gaan ook ophou drink, sê. Want hy drink rof. Maar hy gaan ook probeer om op te hou drink, sê. Nou, ek praat nie oor drank vanmôre, ek praat nie oor hoeveel hy drink en wat nie. Ek praat sommer net oor daai gesprekkie wat ons daar gehad het, het vir my eintlik sinneloos gevoel. Maar op die einde van die dag, kon ek sien dat daai ou luister en ek sê toe vir hom aan die einde, dis die Here wat vir 'n mens help met hierdie goeters. En dis al wat ek gesê het. Ek het nie vir hom gepreek nie, ek het nie vir hom die Heidelbergse katekismes verduidelik nie, ek het hom nie hel toe gestuur of hemel toe nie. Ek het net daai klein stukkie van daai vrede van God op 'n manier uitgestraal gekry deur die genade van die Here. En dit het hom aangeraak. En ek vertrou die Here dat as ek hom weer sien, en hy my weer help om my water in die kar te laai, dat ek nou 'n bietjie verder met hom kan gesels. En dalk iewers op 'n punt kan kom en vir hom sê, maar het jy al vrede met God? Maar as ek daarin geduik het gister en vir hom gesê het, jy gaan help toe man. Maak jou saak met die Here reg. Jy gaan brand vir altyd. So ek wil sommer vanmôre net hierdie hoek net op die tafel sit. Paulus sê, daar moet 'n gewilligheid wees. Skoene sê, ek staan nie stil nie. Ek wil beweeg. My oproep vanmôre vir my en vir jou is dat ons hierdie vrede wat ek en jy met God het, dat dit al hoe meer ook die vrede van God sal wees. En dat ons hierdie vrede van God, in 'n wêreld sal begin uitstraal en uitleef, sodat mense op 'n pol iewester geïnteresseerd sal raak om vrede met God te hê. Ek dink dis minder bedreigend. As ek vanmôre vir jou sê, weet jy hoe om iemand na die Here toe te lei? Sê nou maar iemand kom na jou toe en sê, weet jy wat, help my asseblief. Help my asseblief. Ek erken vandag dat Jesus nie my verlosser en saligmaker is nie. As ek nou moet doodgaan, gaan ek hel toe, want al my sondes het ek nog nooit met die Here uitgesorteer nie. Help my asseblief, ek wil nie hel toe gaan nie, ek wil asseblief vrede met God hê. Gaan jy weet hoe? Gaan jy weet wat om te doen? Of gaan jy, who wants to be a millionaire, call a friend, en dan bel jy die dominee, en dan sê ek op voicemail. The number you've dialed is not available at present. En hierdie ou staan nie voor jou. Is jy gereed, weet jy hoe om daai ou, of vir haar, daai treetjie te help gee, om vrede met God te maak? Dis 'n ander dag se gesprek, maar dis belangrik. Daai stukkie vaardigheid moet jy ook hê. Want hoe weet jy wanneer God jou wil gebruik om daai ou, met wie 'n klomp ander ouens al besig was, om oor die vrede van God te gesels, daai volgende tree te help gee om vrede met God te maak. So iewers te volgende jaar, as die Here wil, gaan ons bietjie daai goed op afstof, sodat jy gereed kan wees, as jy in die skool is, of by die werk is, of waar jy is, as 'n ou vir jou sê, my help my, dat jy nie nee sê nie, dat jy sal sê yes. Vanmôre se boodskap is bietjie gemakliker. Dis bietjie minder bedreigend. Al wat die woord van die Here vanmôre vir jou vra is, begin om die vrede van God wat jy het met 'n wêreld daar buite te deel. Deur die situasies waarin jy is. Daar waar jou voete jou na toe vat,
anderster te hanteer as die gewone wêreld. So as jy weer dorp toe gaan môre, begin jou oggend en sê, maar Here, as my skoene vanaand 'n storie moet vertel van waar ek was, en hoe ek geloop het en wat ek gedoen het, mag dit so 'n storie wees, wat 'n glimlag op die gesig sit. Here, hier's ek is bereid. Hierdie voete van my is bereid, waar ek kom en waar ek gaan vandag, om 'n stukkie van hierdie goeie nuus, hierdie vrede van God, met die wêreld te begin deel. Ek gaan anders begin petrol in. Ek gaan anderster na huis staan. Ek gaan anderster kwaad word, of my teleurstelling met iemand deel. Want die wêreld daar buite sien dit. Weet julle hoe moet ons radikaal anders raak? Ons hoef nie snaakse goed te doen nie. Ons moet net 'n paar goed doen wat die Bybel vir ons sê. En dan gaan ons so uitstaan in hierdie wêreld soos 'n paal bo water. So jy hoef nie weird goed te gaan doen nie. Jy hoef nie ewe skielik aan goed te gaan dink oor hoe kan jy môre die vrede van die goeie nuus gaan uitdra waar jy kom en gaan nie. Laat net die vrede van God toe om deur jou te werk en daar waar jy kom en waar jy gaan te wees. En dan vertrou ons die Here dat daai vrede van God 'n indruk op iemand se lewe maak, sodat hy of sy iewester kan kies om met God vrede te maak. Julle is sout, julle is lig. Julle is 'n stad op 'n berg. Laat julle goeie werke so skyn voor mense. Hoekom? Om al die eer self te kry? Nee. Gaan getuig en gaan leef hierdie vrede van God uit, wat jy het omdat jy vrede met God het. Op so 'n manier wat? Sodat God op die einde van die dag verheerlik sal word. So waarom praat ek mooi met die kassier by die Spar? Nie om punte te kry en nie om bekend te staan as 'n wonderlike customer. Ek het 'n plan. Want ek weet nie waar sy in haar verhouding met die Here nie. Maar as ek iets van my vrede met God met haar begin deel en sy kom agter my, hierdie ou tree anders op, gaan sy dalk op 'n dag vir my sê, hoor hierso, ek werk tot 5 uur toe. Is dit moontlik om my 5 uur hier buite te kry, want jy het iets wat ek nie het nie. En ek wil weet wat dit is. En ek soek dit. En dan kry ek en jy die geleentheid om met haar te praat oor die vrede met God. So mag ons sommer net opgewonde vanmôre wees. Moenie bang wees as hierdie teks vir jou sê, jy moet hierdie stukkie wapenrusting aanneem. Jy moet bereid wees om die evangelie van vrede te verkondig, so skoene aan jou voete. Wees altyd gereed. Here, hier is ek vanmôre. Ek is benoud. Ek is bang. Dis vir my vreemd. Maar ek moet ook hierdie stukkie wapenrusting aantrek. Want hierdie bereidwilligheid, hierdie vrede met U en hierdie vrede van U beskerm myself in hierdie stryd. Maar Here, ek wil ook diensbaar wees in U koninkryk. Ek wil diensbaar wees daar waar U my stuur en daar waar ek heen gaan. Ek is so opgewonde oor hierdie kort klein stukkie. Moenie bang wees vir hierdie waarheid nie. Sê net vir die Here, Isak. Sê net vir Isak. As jy nog nie vrede met God gemaak het nie, dan moet jy vrede maak met God. Want jy kan nie hierdie vrede van God uitstraal as jy nie met hom vrede het. So wat moet jy doen? ABC. Bely, admit, erken dat jy op jou eie nie met God vrede kan maak. Tweede ding, glo dat Jesus vir jou gesterf het in die kruis en dat hy vrede bewerk het tussen God en jou. En dan bely dit met jou mond, sê Romeine 10, dat Jesus vir jou gesterf het in die kruis, dat jy dit aanvaar vir jou persoonlik. Glo dat hy gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgewek is, sê 1 Korintiërs 15. En dan sê Romeine 10, elke een wat dit doen, sal die reg kry om 'n kind te wees. Niemand sal teleurgestel wees. En dan, dis ek Here, dis my skoene, dis my voete. Ek is bereid om te gaan leef met hierdie vrede van U. Here, baie dankie dat ons vanmôre sommer net hierdie kosbare stukkie waarheid kan afstof. Ons is so bang hiervoor. Here, ons het hierdie jare al so gehoor en geleer dat dit net 'n paar mense se werk is. Dat dit die dominees en die pastore en die ouderlinge se werk is.
Maar Here, U prentjie is so anders. Dankie dat U vanmôre vir elkeen van ons hierdie skoene aantrek. En dat dit my deel kan wees en elkeen van ons se deel kan wees. Dankie Here dat U ons op verskillende plekke op 'n dag stuur en gebruik en wil gebruik. Dankie dat my voete op 'n ander plek kom as ander mense se. Here, ek wil sommer net vanmôre vir U dankie sê. Dankie dat ons vrede met U kan hê. Dankie Jesus dat U gesterf het in die kruis. Here, dankie dat hierdie goeie nuus op myne is. Here, dankie dat hierdie vrede met U ook in my eie lewe grond kan vat. En daarom, Here, wil ek my bekommernisse vanmôre en wil ek my benoudhede en dit wat my pla, wil ek vanmôre bidend en opreg na U toe bring. Ek wil met U daaroor gesels en ek wil met U daaroor praat. En dan, Here, wil ek my gedagtes rig op dit wat goed is, op dit wat aanneemlik is, soos wat Filippense 4 vir ons help. En dan, Here, dan wil ek ook gaan doen wat reg is. En dan wil ek staan op die belofte in die woord wat sê, dan sal die vrede van God, wat nie van mense afkom nie, ook deel van my wees. Here, ons het so nodig om hierdie vrede met die wêreld te gaan deel. Ons werk saam met mense, ons staan in dieselfde toue saam met mense, ons bly in 'n dorp, Here, saam met mense, ons is in 'n skool saam met baie mense, wat nie hierdie vrede ken nie. Help vir my, Here, om hierdie bereidwilligheid op te neem, gehoorsaam te wees. Hier sit, Here, gebruik my. Ek is opgewonde oor hoe U my wil gebruik, ook om hierdie goeie nuus met ander te deel. Ons bid dit vanmôre met 'n groot stuk dankie sê, in die naam van Jesus. Amen.